goed met haar storie, sy so ons bid ook net vir haar, vir die Here herstel. En dan dink ons ook aan klein Fawn, dit is nou Ilani Koetser se meisiekind, so is Gerda se kleinkind. Die seentjie het infeksie in sy been gekry op een of ander manier en hy lê in die hospitaal nou omtrent vir so 'n week en 'n half plus minus. En hulle gaan vandag weer opereer om net te kyk of al die infeksie onder beheer is. Maar dan moet hy nog 3 weke daarna nog in die hospitaal lê, daai klein lyfie. So kom ons bid ook vir hulle en dink aan in hierdie tyd. Mens kan dink oor of dit is. Ja, en dan vir almal wat op die paaie is, kom ons bid net en dink ook net spesifiek aan haar. Ja, gemeente, kom ons word net, en dan is daar kalenders by die deure, en daai deur is daar kalenders, so kry asseblief vir jou een, dat jy ook weet wat volgende jaar aan die gang is. Kyk, kom ons word net vir 'n oomblik rustig, en dan sal die musiek speel, en dan sal ons die Here loof en prys.
Ons vier die feest en ons vier liefde, vier nie ontvang nie, ons vier geef. Ons vier nie kwaad nie, ons vier vrede, as 'n familie vier ons feest. Ons vier nie weemoed, ons vier glimlach, ons vier nie haat nie, ons vier hoop. Ons vier nie dood nie, ons vier lewe, as 'n gesin vier ons geloof. En dit lyk als 'n verskoning, ongeskenke uit te deel. Maar gelukkig is ons as mense, maar sy geskenk maak ons weer heel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom, alles religies in ons bomme. Vier ons lief sy godheid, die droom van sy aankoms. Bevals die sy sien vir ons, om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees. Ons vier nie energie, ons vier verkeer. Ons vier nie vrees nie, ons vier krag. Ons vier nie lees nie, ons vier opreg. Die sterkste boodskap in die nag. En dit lyk als 'n verskoning, ongeskenke uit te deel. Maar gelukkig is ons as mense, maar sy geskenk maak ons weer heel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom, alles religies in ons bomme. Vier ons lief sy godheid, die droom van sy aankoms. Bevals die sy sien vir ons, om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees. Daarom vier ons Kersfees. Daarom vier ons Kersfees. Ons hulp is in die naam van die Here, die God van Abraham, Isak en Jakob, die een wat sy verbond hou van geslag tot geslag, die lig wat in die duisternis skyn, die God wat beloof het en vervul het, en wat ook vandag hier by ons is, Immanuel, God met ons. Amen. Genade vir julle en vrede van ons God die Vader, van Jesus Christus, die lig van die wêreld en van die Heilige Gees wat in ons werk, ons lei en ons sterk maak. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit Jesaja 9 vanaf vers 1 tot 6. Die Bybels hier het die meer as welkom saam met my daarin te blaai. Jesaja 9 vanaf vers 1 tot 6. Maar voordat ons die woord van die Here lees, kom ons bid ons oor. Almagtige God en Hemelse Vader, hier is ons weer in Kerstyd.
Here, en is iets wat ons so gekommersialiseer het, so iets gemaak het van geskenke en van fees en van al hierdie tipe goed, dat ons die kern daarvan gemis het. Here, ons het half afgestomp geword van wat die waarde en die regte rede vir Kersfees is. Here, en daarom bid ons dat U ons harte sal open om hierdie Kerstyd opnuut weer te besef wat Kersfees is, wat dit nog altyd bedoel was om te wees. Maak ons opnuut opgewonde, opnuut dankbaar dat daar vir ons 'n kind gebore was. Here, waar ons nou uit die woord uit gaan lees, bid ek dat U die woord vir ons sal oopbreek en dat ons sal hoor wat U vir ons elkeen wil sê. Dat ons anders te U sal uitstaan as wat ons hier ingestaan het. In Jesus naam alleen. Amen. Jesaja 9 vanaf vers 1. Die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig gesien. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in 'n oestyd. Soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor die koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en dit in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Tot sover die woord van die Here. Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Met bly hemelkore wil ons juig en sing. Ons Heiland is gebore, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wêreld in Jesus Christus Heer. Uit liefde vir die mensdom daal hy as diensknegt neer. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun. So word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo. Juist daarom juig ons harte opnuut die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Vertel dit wêreldwyd. Kersfees van ons elke jaar op dieselfde manier. 'n Ou storie, maar dit tref ons elke keer nie. En dis my gebed vir elkeen van ons, dat ons opnuut hierdie wonderverhaal sal ervaar. Mag dit ons opnuut aanraak en ons lewe opnuut verander. Ons word soms afgestomp deur keer na keer die verhaal te hoor, maar my gebed is werklik dat in hierdie tyd, in hierdie Kerstyd, dat jy opnuut iets van die kind wat vir jou gebore is, sal verstaan, sal ervaar en meer daarvan sal leer. Mag dit opnuut jou hart aanraak. Dalk is die eerste groot geheim van lied 353, die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel. God
doen iets niets, maar nie onverwags nie. Die krib is 'n verrassing, maar nie per ongeluk nie. Die kindjie in Bethlehem is jong, maar die plan daar agter is so oud soos die skepping self. Ons sing nie van God wat 'n vinnig plan gemaak het nie. Ons sing van die verbondsgod, die God wat geslag na geslag by sy volk was en die belofte van 'n verlosser wat nog altyd aan hulle voorgehou was. 'n God wat by sy woord hou. 'n God wat nie soos 'n mens is wat sy beloftes kan breek nie of dit verander nie, maar 'n God wat deur die eeue sy woord hou. Ons ervaar iets daarvan elke keer as ons in die Ou Testament lees, daar word gepraat van die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Want daardeur besef ons, dis die God van die eeue. En daarom kan ons vandag ook sê, die God van my oupa, die God van my pa en die God van my. Dis die God wat geslagte lank nog daar is en geslagte daarna nog hier gaan wees. Hy is die een wat ons kan nader, wat elkeen van ons kan nader. En die wonderlike ding is, hy het die eerste tree gegee. Altyd gee hy die eerste tree. Soos eeue reeds voorspel. Hierdie frase staan in Lied 353 soos 'n anker in die eerste vers. Wanneer ons dit sing, kyk ons terug na hoe God van die begin af die Jesus kind voorspel het om te kom. Besef ons dat van geslag na geslag daar op Jesus gewag was, want die profete het van die begin af oor hom getuig. Nou, ek wil so 'n paar skrifte vanmôre met ons deel wat iets van hierdie verwagting beklemtoon. Genesis 3 vers 15, ja, reeds toe. Die eerste fluistering, iemand kom, hy sal op die slang se kop vermorsel. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom aan die hakskeen byt. Reeds hier word daar gepraat van Jesus. Genesis 12 vers 3. In jou nageslag Abraham sal die nasies geseën word. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal die volke van die aarde geseën wees, die seën wat Jesus Christus is. Genesis 17 vers 19. Maar God het vir Abraham gesê, nee, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom hou as 'n blywende verbond en ook met sy nageslag. Numeri 24 vers 17. Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie. En kyk na hom, maar hy sal nie naby nie. Maar hy is nie naby nie. Daar kom 'n ster uit Jakob. Daar staan 'n heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab. Hy vernietig al die opstandiges. Reeds in Numeri word al gepraat van hierdie ster wat kom. 2 Samuel 7 vers 12. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag, jou eie seun, koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en hy sal koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal hom 'n vader wees en hy vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek my mens gebruik om te straf, om te kastei, maar my trou sal ek nie aan hom onttrek nie. Ek dit aan Saul onttrek het, soos hy dit op plek gemaak nie. Jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan. Jou troon sal altyd voortbestaan. Jeremia 23 vers 5. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal laat opskiet, 'n koning wat verstandig sal regeer. Hy sal reg en eerbiedig
en regverdig regeer in sy land. Jesus. Jesaja 7 vers 14. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun uit die wêreld in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Dan Micha 5 vers 1. Uit jou Bethlehem sal daar vir my 'n heerser kom. Maak jy Bethlehem Efrata, jy onder die familie in Juda, maar uit jou sal iemand kom wat aan by my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug, die gryse verlede. Dis Jesus. En daar's honderde ander sulke skrifte wat juis van eeue lank voorspel van Jesus wat kom. En hy het gekom. Wanneer die engel in Lukas 2 vir die herders sê, vandag is daar vir julle 'n verlosser gebore, Christus die Here. Soos ons laas week gelees het, en die begin was hierdie nie die begin van God se plan nie. Hierdie was 'n plan wat deur die eeue lank tot daar gekom het. Dit was soos 'n blom wat toe vir die eerste keer geblom het, nadat ons hom dopgehou het toe hy gegroei het. Word Jesus gebore na jare. Dis 'n verhaal so oud soos tyd self. Daarom is hierdie nie nuwe nuus nie. Die gevaar is wel dat as 'n mens lank genoeg wag vir iets, dat mens na 'n ruk sal ophou glo dat dit gaan gebeur. As ons wag vir Jesus wat weer sal kom, is daardie gevaar iets wat by ons leef. En ek dink dis juis hoekom daar deesdae so baie voorspellings is van Jesus wat weer gaan kom. Want die mense soek na hierdie, hulle word moeg gewag. Maar die storie van Kersfees is juis om te weet, al het mense lank gewag, het Jesus gekom. Was daai belofte daar, het God sy belofte gehad, sy liefde self. Was van die eerste oomblik af, wat nou uit liefde uit aarde toe gekom het. Soos ons lees van Jesus wat die begin van die skepping reeds daar was, asof hy eeue lank gewag het vir die regte tyd om te kom. En toe hy kom, het hy alles kom verander. 'n kind gebore vir my en jou. Immanuel, God met ons. Die krib is die bewys van God se betroubaarheid. Die tweede vers van die lied bring die presiese skok van Kersfees. Die lig kom na die wêreld, uit liefde vir die mensdom, daal hy as diensknegt neer. Mens lees in die Jesaja teks hierin wat ook sê, Jesaja 9 vers 1 wat ons môre gelees het, die volk wat in die donkerte geleef het 'n groot lig gesien oor dit wat in die donker land was, het die lig geskyn. En dan kom Jesus later as hy ouer word in Johannes 8 vers 12 en hy sê, op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my sal volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Wanneer God sy beloftes waarmaak, doen hy dit nie op 'n manier soos wat ons sou dink nie. Doen hy dit nie uit 'n paleis uit en uit 'n regerende posisie nie, maar soos wat ons laasweek Filippense 2 gelees het, het hy homself verneder en aan mens, aan my en jou, sondaars gelyk geword. Hy is gebore in 'n nederige stal. Ons Jesus, die God van alle gode, die koning van alle konings, word gebore in 'n nederige stal. Die 3:5:3 vers 3 bring die belofte na ons vandag toe as dit sê, wie glo in Jesus Christus word nou sy eiendom. Hy gee die reg tot kunskap aan die wat glo in hom. Hierdie is nie net 'n belofte vir mense van duisende jare terug nie, maar daai woordjie nou beteken dis ook nou vir ons die waarheid. Ons wat glo kry reg om sy kind te wees. Ons wat nou glo in die jaar 2025, wat nou 'n pad met die Here stap, is reeds gered en is sy kind. Nou. Dis 'n God
wat deur die eeue se profeseë vervul het, is dieselfde God wat vandag nog beloftes oor jou spreek wat sê, ek is met jou. Ek verlaat jou nooit nie. My genade is genoeg vir jou. Niks sal jou ooit uit my hand uitruk nie. As God se eeue oue profesie in Jesus waar word, dan kan ons hom ook vertrou met die dinge wat tans onduidelik in jou lewe is. Hy is die betroubare God. Daarom kan jy vandag al jou vrese, al die onsekerhede, jou familie, jou hartseer, jou hoop, alles na hom toe bring. Want soos wat hy geantwoord het, sal hy vandag ook antwoord. Hy is dieselfde God wat nog altyd daar was. Hy is die God wat die skepping voltooi het, wat by Israel was. Hy is die God wat die 10 plaae gestuur het, wat die vis gestuur het om vir Jona in te sluk, wat by Daniël was in die leeukuil. Dis dieselfde God wat as Jesus aarde toe gekom het, blindes laat sien het, dowes laat hoor het, dooies laat opstaan het. Hy is dieselfde God wat by die disippels was in die Heilige Gees, wat die wêreld op sy kop gedraai het. Hy is ook die God wat as Jesus beloof het, dat hy weer sal terugkom, en dis iets waarop ons kan vashou. Dis hierdie God wat die Kersfees in die jaar 2025 na jou toe kom en sê, ek is by jou. Ek gee jou die reg om my kind te wees. Ek gee jou die voorreg om in my te glo. En as jy in my glo, word die donker lig. Word die stikkend gesond, word die hartseer blydskap, en sal jy nooit alleen wees nie. Die laaste reël van hierdie lied word ons opdrag, ons sendingsopdrag as dit sê, ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. Waarom wêreldwyd? Want God se profeseë was nog altyd vir alle volke. Abraham is geseën dat alle nasies deur hom geseën kan word. Die engele sing, ek bring goeie nuus vir al die mense. Die opdrag wat Jesus vir ons gee is, gaan na die uithoeke van die wêreld en verkondig my. Ons word dus nie net draers van 'n mooi Kersfeesstorie nie, maar draers van 'n betroubare God. 'n God wat kom, 'n God wat liefhet, 'n God wat by sy woord hou. Die wêreld het 'n deel van hierdie Kersfees weer nodig. Nie net is hy gebore nie, maar hy is gebore soos eeue reeds voorspel. Want 'n God wat by sy voorspellings vervul, kan ook 'n gebroke wêreld se toekoms dra. Ons kan nie hierdie perfekte geskenk wat ons het vir onsself hou nie, maar die wêreld moet ook iets daarvan beleef. Daarom moet ons hierdie goeie nuus nie net tussen hierdie 4 mure hou nie, maar moet ons dit bring waar ook al ons gaan. Die wêreld moet weet dat God nog altyd getrou was en altyd getrou sal wees. Hy is die een wat by elkeen van ons wil wees en elkeen van ons dra. Wanneer ons net nou hierdie lied 353 sing, hoor hierdie uitnodiging. Hy hou vas aan God wat by sy woord hou. Laat jou hart by die krib rus. Onthou, hy het gekom omdat hy beloof het, en hy sal weer kom omdat hy beloof het. Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel. Daarom kan ek en jy vandag leef met hoop en môre instap met vertroue en die wêreld inloop met die boodskap wat nie oud raak nie. Ons Heiland is gebore, dis hy wat redding bring. Amen. Here, dankie dat U vir ons gebore was. Dankie dat U na hierdie aarde toe gekom het, soos wat hy voorspel is deur al die jare. Ons loof en ons prys U daarvoor. Here, want U is die God wat by U beloftes hou. U is die een
wat ons altyd sal vashou. En omdat U was, en omdat U is, weet ons U sal ook wees. U is die God wat nog altyd was, wat nou hier by ons is, Immanuel, God met ons. En U is die God waarna ons verlang, wat weer sal kom. Here, dankie vir Kersfees. Dankie vir hierdie Kerstyd, waar ons stil by U kan wees en weet, U het die belofte vervul van eeuwe lank. En ons kan deel hê daar. Prys U wonderlike naam. In Jesus naam alleen. Amen. Sal die Here nou doen met ons offergawes? Sal net iemand as vir Pieter Willem net kan help, sal ek het waardeer. Radio kan ek so vir jou vra, dankie. Ons sê, Here, dankie dat ons 'n deel van onsself aan U kon gee, maar neem asseblief alles van ons. Mag ons die lig skyn, mag ons uitgaan en U naam verheerlik. Gebruik ook hierdie geld tot die opbou van U koninkryk. Laat U wil daardeur geskied. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en sing ons die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorstaan. Immanuel.
mag die lig van Christus, die lig wat eeue gelede beloof is en in Bethlehem gebore is, vandag in jou hart skyn. Mag die Vader wat sy woord hou, die Seun wat redding bring, en die Gees wat ons dra, jou vul met hoop in jou donker, rus in jou onrus, en geloof in jou onsekerheid. En gaan leef as kinders van die lig, dra die goeie nuus wêreld toe. Die Heiland is gebore, soos eeue reeds voorspel. En mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, in jou hart en jou gedagtes bewaar, in Christus Jesus. Amen. Lekker week vir elkeen.